Goeienaand, beloveds. Wat 'n voorreg is dit weer eens vanaand om u te groet in die wondernaam van ons Here Jesus Christus, Pastor Brain op die Apostolic Voice. Goeienaand, goeienaand. Dit is vir my 'n voorreg om vanaand weer vir u te groet. Ons kan sien hoe die verandering in die weerstemperature, jy weet, 'n rol speel. Een dag is dit koud, die ander dag is dit nat, en ander dag is dit sonskyn. En jy het nie elke dag dieselfde weerpatroon nie, maar ons is dankbaar vir die Here. Ewen in die koue, dankbaar vir die Here daarvoor. As dit 'n bietjie warm is, dan is ons dankbaar daarvoor ook. Mens moet in alles, sê die skrif, dankbaar wees. Amen. Dit is tog vir my 'n voorreg om vanaand weer op hierdie blad te kom. En soos wat ek maar altyd dit doen, ek is hier vir niemand nie. Ek is nie hier vir jou persoonlike issues nie. Whatever jy maak met jou persoonlike lewe, dit is jou storie, dit is jou saak. Bybel sê elkeen gaan sy eie pakkie na die mark toe dra, so ek is nie vir jou met jou doenig nie. Ek is ook hier om jou sielkundig af te breek nie. Ek is ook hier om jou persoonlik aan te val nie. Nee, dit is glad nie my assignment op hierdie blad nie. Hier doen ek absoluut net wat die Here van my verwag om te doen, en dit is om die woord van die Here aan ons mense te gee. Amen. Ek hoop ons verstaan mekaar, dat u my nie, as ek aan die publiek stap, dat u my daar so sal aanval en vir my sê, maar hy's 'n persoon wat skim gooi. Nee, ek is nie hier vir enige moeilikheid nie. Ek soek ook nie moeilikheid nie, ek is net 'n boodskapper van die Here. Amen. Vandag wil ek oor 'n topic praat, en daar is so baie goed te sê oor dit, veral die topic van vanaand, sê ontdek God deur gebed. Ontdek God deur gebed. Amen. En die teks kry ons vanaand in Klaagliedere, verskoon 3 van vers 44. En dit lees vir u aandag as volg. Ek lees uit die 83 vertaling. Amen. Maar daar is ook 'n nuwe lewende vertaling wat 'n baie mooi weergawe gee oor hierdie teks. Kom ek lees die 83 vertaling. Dit sê, u het u met 'n wolk onthul, sodat geen gebed na u kon deurkom nie. U het u met 'n wolk omhul, sodat geen gebed na u kon deurkom nie. Amen. Dan wil ek vir verwysing lees vers 40. Ek lees, ek sal gister se boodskap agterkom, ek begin by 'n later nommertjie, en dan rewind ek weer terug, because why die antwoord lê baie kere in die voorafgaande gebeure. Nou hier het ons dieselfde, wat is die rede, is die vraag, hoekom die Here God hom onthul of toemaak of beskerm teen die gebede van ons mense. Want ons kry dit hier in die 40ste vers. Hy sê, laat ons doen en late deeglik ondersoek en ons tot die Here bekeer. En dit is 'n oproep. Amen. Dit is 'n oproep. Die ding wat ons nie van wil hoor nie, is om te bekeer nie. Ons mense soek die guns van die Here, maar ons wil nie ons lewe aan hom toewy nie. Amen. En weet jy,
daar is nie as geen ander manier om jou, jy weet, om toegang tot God te kry, as jy jou saak nie met die Here regmaak nie. Amen. Halleluja. Kom ons lees die Nuwe Lewende Vertaling, en dit gee my 'n baie mooi beskrywing oor hierdie teksgedeelte, en hy sê, in die 44ste vers, U het U in 'n wolk toegehou, sodat ons gebed nie na U toe kon deurdring nie. En nou gaan kyk ons, hoekom is dit dat hierdie teks in 44 dit so beskryf dat die Here hom in 'n wolk toegehou het, sodat die gebed van ons nie tot hom kon deurdring nie. Ons kry die antwoord, die rede vir daai teksgedeelte, kry ons in vers 40, waar die Here sê, laat ons eie gedrag ondersoek. Amen. Laat ons eie gedrag ondersoek en teruggaan na die Here toe. Maar nou laat ek die 41 en die 42ste gedeelte, en dit sê die volgende, nie net ons hande nie, maar ook ons harte moet ons na God toe uitsteek as ons bid, en vir hom sê, ons het sonde gedoen en teen U gerebelleer. Liewe vriende, die slogan in die gospel sê, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Amen. Dit is waaroor God homself toemaak, omdat ons mense, amen, die Here verlaat het, ons mense lewe nie in die waarheid nie, ons mense soek hulle eie belange. Luister, ons moet erken dat die tye waarin ons lewe is moeilik. Jy sien, die rigting wat ons vir ons lewens beplan, die koers van dit alles, die besluitneming van alles, word bepaal deur reëls en regulasies. Dit wat die lewe moeilik maak, want jy kan nie buite die reëls en die regulasies van die land beweeg nie. Jy sien, baie van die reëls en regulasies is teenstrydig, selfs met die geestelike beginsels waarin ons, halleluja, waarin ons glo. Byvoorbeeld die opbrengs van kinders, en dit is 'n topic wat hollerig gery word in ons land. Ek het vandag weer gehoor hoe mense daaroor praat, hoe ons kinders gediscipline moet word, en die maatreëls en die maatstawwe wat gebruik moet word. Amen. Weet jy, die wet het die reg van die ouer weggevat in 'n mate, om sy kind volgens sy hand groot te maak. Dit het vir ons gewerk. Wie het 'n goeie pak slaag, het vir ons gehelp. En dis waarom ons vanaand hier kan sit. Maar kyk net na die kind van vandag. As hy nie deur die dissipline en die orde van sy huis of van sy ouer kom nie, amen, dan is hy roekeloos, nommer 1. Hy het geen rigting nie, dis die tweede, en hy's rebels. En waar eindig hierdie kinders baie keer op? Hulle eindig op in gevangenisse. Hulle eindig op in gangsterisme. Hulle eindig op in, as dwelmverslaafdes. 'n rigting wat hulle self nie in sou wou sien nie. Amen. Want geen mens word gebore om daai tipe lewe te lei nie. Daar's altyd iets wat jou dring of druk tot daai tipe lewe. Luister hierso, as jy nie liefde in jou huis kry nie, gaan jy liefde buite jou huis soek. As jy nie aandag in jou huis kry nie, gaan jy buite aandag soek. Die probleem is, liewe vriende, is dat ons kinders soek mentors in die wêreld. Want die dissipline orde in die huis kan nie gaan daar word nie. As die ouer die kind net aankyk, dan lyk my, hulle ken die noodnommer van die polisie so skerp, as hy jou oor uitvee, dan staan die wen nie buite, met polisiebeamptes wat uitklim en vir jou sê, luister meneer, jy moet saam met ons kom. Amen. Nou die ouer het hy vrees opgebou. Ek gaan eerder niks doen nie, laat Gods water, maar ook Gods akker, maar luister hierso.
Dit kan mos nou nie die geval wees nie, waar jy jou hande die lig opgooi nie. Amen. Ons het 'n wapen wat ons het, wat ons kan gebruik. Die Bybel sê en leer vir my dat gebed het geen beperking nie. Die gebed het geen distansiebeperkings nie. Gebed kan beweeg waar mens nie kan beweeg nie. Gebed beweeg teen 'n spoed wat mens se oogklip nie eens kan by jou nie. Ons het 'n wapen wat aan ons toevertrou is om met God te praat. Amen. Halleluja. Dis vir die eenvoudige rede hoekom my tema woord vandag of vanaand is ontdek God deur gebed. Dit is die enigste manier hoe jy met God kan praat en dis deur gebed. Wetteloosheid is in die orde van die dag. Dis waarom ons kinders lyk soos wat hulle lyk. Hulle is meer verstrooid as enigiets anders. Halleluja. Die kinders doen net wat hulle wil. Ek sien dit selfs in die kerk, dat die kinders doen net wat hulle wil. As pastoor so iets sê, of dominee sê so 'n ding, of wie ook al sê 'n ding, dan voel hulle is te nagekom. En dan gaan doen hulle tog in elk geval hulle eie ding. En op die einde van die dag, halleluja, word hulle geklas en word uitgekruid as rebelle. Want hulle kan nie onder orde staan nie. Luister, gebed is die antwoord vir enige huis. Gebed is die antwoord vir enige huis. Jy kan miskien nie meer dissipline toepas by jou kind nie, maar jy kan bid dat die Here God sy verstand suiwer hou. Jy kan bid dat die Here vir hom in lyn moet hou met sy woord. Jy kan bid dat die Here sy hart, halleluja, sal bewaar en sy sinne ook sal bewaar. Gebed is die antwoord. En dit is so belangrik dat jy God moet ontdek deur gebed. Klaagliedere 3:44 is baie duidelik. Hy sê, U het U in 'n wolk toegehou, sodat ons gebed nie na U toe kan deurdring nie. Amen. Hoe gaan ons dit ontsluit? Hoe gaan ons die teks, hoe gaan ons omdraai sodat dit vir ons gaan werk? En die antwoord kry ons in die 40ste vers, waar hy sê, laat ons eie gedrag, liewe vriende, dit is die probleem wat ons mense het. Ons sukkel met gedragspatrone. Laat ons eie gedrag ondersoek en teruggaan na die Here toe. Amen. Ons moet ons gedragspatrone, my liewe vriende, moet ons na kyk. Hoekom is dit dat mense nie in ons geselskap wil sit nie? Hoekom wil mense nie met ons praat nie? Hoekom wil mense nie met ons geassosieer word nie? As gevolg van jou lelike, onmanierlike gedrag wat jy openbaar. Jou gesindheid. Amen. Jy is by die Here, maar jou gesindheid praat van iemand wat nie by die Here is nie. Want jy kan nie ons mense verdra nie. Jy kan nie met mense saamlewe nie. Jy het altyd maar 'n probleem met mense. Jou gesindheid. Ons sukkel met gedragspatrone tot binne in die kerk. Amen. Halleluja. Jy sien omdat ons gedrag die oorsaak is. Dat ons, dat die Here daai tipe gesindheid teenoor ons openbaar. Ons gedrag, sê die Here, is 'n probleem. Dis hoekom hy ons vir hom toehou en ons gebede kom nie by hom uit nie. Amen. Sodat ons gedrag teenoor mekaar, gedrag teenoor die orde van die dag, is strydig met die skrif. Luister my liewe vriende, gebed is die enigste kommunikasiemiddel. Hoe gaan ons dit regkry? Om jou gedragspatrone te verander. Hoe gaan ons dit regkry sodat die Here ons weer kan aanvaar? Amen. Klaagliedere 3:40 sê ons moet ons bekeer.
Ons moet vir die Here vergifnis vra. Ons moet onsself, halleluja, ontdek in Christus Jesus deur gebed. Amen. Dit is die enigste manier dat ons, halleluja, tot God gaan deurdring, deur gebed. Amen. Ek het gesê dat gebed, my liewe vriende, kanselleer distansies uit. Amen. Halleluja. Jy het nie nodig om moeilik deur die lewe te gaan nie. Halleluja. As jy jouself deur gebed laat vind deur God, gaan dinge vir jou, dan sê die Bybel, gaan die paaie vir jou gelyk maak, want jy ken hom in al jou weë. Liewe vriende, ek haas my alweer om klaar te maak. Die Here reageer wanneer ons hart in verhouding staan met hom. Dan is hy oop vir ons gebed. Want weet jy wat? Ons het onsself ontdek deur gebed. Ons het ons God ontdek deur gebed. Amen. Sy hart is oop. Hy aanvaar ons gebed. Want weet jy wat? Die gebed van die regverdige, dit het groot krag. Amen. Dit beweeg. Gebed van die regverdige, dit beweeg deur geslote venues. Dit beweeg deur harde harte. Gebed van die regverdige verander gesindhede. Gebed van die regverdige verander optredes, negatiewe optredes, gedragspatrone wat teenstrydig is met God se woord. Gebed, halleluja, breek die kettinge van die duisternis. Maar weet jy wat, hoekom wil ons nie God ontdek deur gebed nie? Dis bloot as gevolg van luiheid, my liewe vriende. Ons is te lui om met die Here te praat. Ons is te lui om, halleluja, tyd te spandeer met die Here. Ons is te lui om, halleluja, tyd te spandeer met sy woorde. Amen. Ons is lui, my liewe vriende, en dis waarom ons oneffektief is in ons gebedslewe. Amen. Daar het tyd geword dat ons tyd spandeer met God, deur sy woord en in gebed. Dit is hoe jy God gaan ontdek, deur jou gebed. As jy gereeld met God praat, my liewe vriend, in gebed, sal God jou lewe inspireer, en jy sal sy leiding ervaar. Halleluja. Jy sal dit ervaar waardeur hy gegaan het, sodat jy kan lewe. Jy sal dit ervaar, die prys wat hy moes betaal het, sodat jy kan lewe. Jy sal deur gebed, amen, en die verhouding wat jy met Christus het, sal jy sy leiding ervaar. Halleluja. Dis nie dat ek lied sê, dit was ter wille van sy oortreding, van my oortreding. Dit was ter wille van my ongeregtigheid. Dat sê die lied, my sonde was so baie, maar deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis nie dat die Here, halleluja, deur middel van sy lewe moes betaal het, sodat ons kon lewe nie. Amen. Luister, jy verhouding met God, halleluja, sal God jou inspireer om sy leiding te ervaar. En dan sal jy die prioriteit, sal jy agterkom, dat gebed 'n belangrike faktor in elke mens se lewe moet wees. Van hoe anders ga jy met God praat? Hoe anders ga jy met die Here kan gesels? Amen. Have a little talk with Jesus. Tell him all about your sorrows. Halleluja. Dis die enigste manier. En vanaand wil ek jou voorstel aan hierdie God,
Ontdek die Here deur gebed. Mag die Here u seën. Mag die Here ons help om altyd deur God te soek. En dat die Here ons sal help wanneer hierdie gedragspatrone, hierdie leuke gedragspatrone sy opwagting wil maak, dat die Here ons sal terugroep. Amen. Hy sal sê, luister hier, jy is te duur. Daar is te 'n duur prys te betaal. Jy is kosbaar in die oë van die Here. Amen. Kom ons ontdek God deur gebed. Mag die Here u verder in die aanduur seën. Mag die Here sy genade, sy trou en sy volle gemeenskap dat hy met u sal hê. In hierdie nagtelike ure rus lekker, slaap lekker en staan op môreoggend met nuwe lied, nuwe ywer. En ons glo dat die Here, amen, weer wonderlik vir u gaan deurkom. Amen.